Goeiedag luisteraars, ek is Bokse Kotse van Vredenburg in 2024, besig dan met die 11de gedeelte van my getuienis, waar ons die gedeelte nou in 9, 10 en 11 dan 'n bietjie saamvat as 'n eenheid, om dan vir ons die verlossing van sonde, totale oorgawe, hartsbesnydenis en goed verduidelik. En dan wil ek net onder die aandag bring hoe ernstige saak dit met God is vir ons. En hy spreek ons baie skerp en ernstig aan in hierdie hoedanigheid dan in Hebreërs. En hy sê in Hebreërs 3 vers 7, daarom soos die Heilige Gees spreek vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, en my werke 40 jaar lang gesien het. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal julle met die hart, maar hulle het my weë nie leer ken nie. Luister wel, let wel, hulle het my weë nie leer ken nie, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Nou, dit is ernstige woorde hierdie. Luister, ons moet aandag gee daaraan. Hy gaan voort in Hebreërs 4 vers 11. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Let wel, die grootste sonde wat daar is ongehoorsaamheid. God sê, en jy luister, God sê bekeer jy, bekeer jy. God sê laat jou doop, dan laat jou doop. God sê maak jou totale oorgawe, maak jou totale oorgawe. God sê ek lei jou in heiligmaking, dan laat lei jou in heiligmaking. En werp alles aan, want hy sê, nie in dieselfde, in al die dinge het hy van ons voorbeelde gegee rondom die Ou Testament. En hy sê van die volk in Israel, om in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid te val nie, want die woord van God is 'n lewend en kragtig en skerper as enige swedende swaard, tweesnydende swaard, wat dring deur die skeiding van siel en gees en van gewrig en murg, en 'n beoordelaar van die oorlegging van die hart. Jy kan nie God flous of bluf nie. Hy weet presies wat aangaan met jou. En hy sê, my kind, dit wil ek hê, en ek spreek jou in Hebreërs ernstig aan rondom hierdie hele aangeleentheid. In Hebreërs 6 sê hy dan, want toe God aan Abraham die belofte gegee het hy, omdat hy by geen meerder kon sweer, het hy by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sê jou ryklik seën en jou grootlikste meerder. Vers 15. So het Abraham die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Sien, hier lê 'n baie groot geheim in. As jy jou sonde bely, dan vergewe dit dadelik. Maar hier is 'n ander ding, want hy beproef jou geloof. Hy toets jou. En ons kan alleen aan die hand van die Ou Testament in Genesis 15 van Abraham dan kyk wat gebeur het. En hy sê vir Abraham, en Abraham is gehoorsaam, en hy vat die vers, hy vat die bok, hy vat die skaapram, hy vat die tortelduwe en die jong duwe, en hy verdeel die groot diere en die kleine verdeel hy nie, en sit dit op die altaar. Nou wag hy dat die Here die verbond met hom sal maak, en met 'n rokende oond en 'n vurige fakkel kom, om die offer aan te neem dan, en om dan die offer aangeneem het, verbond met jou te maak, soos hy dan met Abraham gedoen het. Nou sê hy, nadat hy geduldig gewag het. Nou kyk ons, wat het Abraham gedoen? Abraham het gedoen, nou staan en wag hy. En toe kom die roofvoëls. Dit is die voëls wat die aas sien om te kom wegvat. Nou in die geestelike sien ons dan, ons die oorgawe gemaak. Nou kom die vyand, en hy kom om ons beroof daarvan. En kom fluister in jou oor en sê, luister, jy het seker nie reg gebid nie. Jy het miskien iets uitgelaat. Jy voel dan niks nie. En daar gebeur dan nou niks nie. Doen wat Abraham gedoen het, en hy het hulle weggejaag. Wat ons doen in die geestelike, jy ontbind daai gedagtes, en jy bind jou gedagtes aan die gedagte van Jesus. Jy lê jou toe daarop, om in geloof te volhard, totdat jy God met jou die verbond sluit. So, wat gebeur toe? Toe raak het skemer en donker, hy raak bevrees, hy raak in die slaap. En toe eers, kom die Here met 'n rokende oond en vurige fakkel. Op daai dag, het hy hom dan toe, met hom 'n verbond gemaak, dat hy vader van baie nasies word in die land in besit sal neem, Kanaan. So moet ons ook in my eie getuienis
die waarheid, dat ek ervaar het, nadat ek die 16 Desember in die 76 die aand, uit my bed uit gegly het en vir die Here gesê het, Here, as dit wat ek nou gesien het, hoor het, waar is, gee dit vir my. 3 weke daarna het ek gestaan en werk in my huis en het ek begin huil sonder om hartseer te wees, en die trane vir haar viel afgeloop. Daar het die Here my gedoop met die Heilige Gees. As ons kyk na die disciples, wat ek vorige keer ook aangesny het, hulle het so lank vir Jesus gevolg, hulle was die disciples, soos Abraham was ook sy volgeling, soos die volk Israel was die volgelinge, maar hulle moes ook hierdie stappe alles deurgaan. Dis hoekom Jesus hom laat doop het. En toe Johannes hom wil doop het, hy sê, laat gedoen word wat geskrywe staan, wat die profesie sê. En dit is waaroor dit gaan, dit is wat God bepaal en beplan het, hoe dit werk en hoe dit uitgevoer moet word dan op die eind van die dag. En dis hoekom jy kan of gehoorsaam wees, of ongehoorsaam. Nou sien ons wat bring ongehoorsaamheid. Ons moet nie in dieselfde voorbeeld van ons gehoorsaamheid val nie, want dan sê jy kan en nooit sien nie. En dit is as jy 'n diepere verhouding met die Here wil hê, met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, 'n liefdesverhouding. Jy kan hom miskien ken en weet wat sy naam is, maar het jy 'n intieme verhouding met hom, soos wat hy sê in Kolossense 1, die verborgenheid wat verborge was, wat nou geopenbaar is Christus in julle die hoop van die heerlikheid. Nou die volheid van die God het kom woon in ons, en hoe kom woon hy in ons? As ons harte besny is, met die besnyding van Christus, dan sê hy die volheid ontvang ons dan in 'n rein hart. En hy sê in Kolossense 2 vers 9 en 10 sê hy, dat die volheid van die Godheid woon in Christus liggaamlik, en julle het hierdie volheid in hom, Jesus, wie die hoof is van alle woorde mag. Hierdie absolute intiemheid van hierdie verhouding, Christus in ons die hoof van die heerlikheid. Daarom sê in Kolossense 3 vers 3, ons het gesterwe, nou is ons lewe saam met Christus, verborgen in God. God in ons in Christus, ons in Christus in God. Moet Jesus in die middelpunt van hierdie verhouding met hom, dit wil sê, onder andere aan die woord, want die woord het vlees geword. Jezus ook die woord, die logos woord, maar ook die rema woord. Jezus, dit is die verhouding wat ons bou deur die woord, deur die kennis van die woord, voeg genade en vrede aan ons toe. Want as hy daar voortgaan in Hebreërs 6 vers 13 sê, want toe God aan Abraham die belofte gegee het hy omdat hy begin meerder kon sweer, nie by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sê jou ryklik seën en jou grootlik vermeerder. En dit het ons net ook gesê, maar dit nadat hy geduldig gewag het hy dit ontvang. Vers 16, of althans, Hebreërs 5 vers 8, want al was hy die seun, het gehoorsaam geleer het wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, let wel gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Vers 10, en deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nou, almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, waarvoor veel te sê is swaar is om te verklaar, omdat jy traag word het om te hoop. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle meer nodig dat 'n mens julle met eerste beginsels van die woord van God moet leer, en julle het meer behoefte aan melk en nie aan vaste spysie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Die vaste spyse is vir die volwassenes, vir die wat goeie geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Nou, dit sê nie een is beter as die ander nie. Dit sê vir ons dit. Wil jy dit hê? Glo jy dis moontlik? En gaan ek dit nastrewe met my hele hart? En dit is dan wat gebeur. Die Here soek geloofsgehoorsaamheid en volhoubare lojaliteit, om hom te herinner aan sy beloftes en hierdie dinge te doen, en dan hierdie lewenswyse te handhaaf dan. Dit moet om daagliks te sterf, in die krag van sy opstanding te lewe, terwyl jy gelykvormig word in die dood van in die dood van Jesus Christus, en hierdie drievoudig van
Filippense 3 vers 10, dat ons ontvang het die geregtigheid wat die God is deur die geloof in Christus Jezus, en Jezus ken in die krag van sy omstanding, 'n gemeenskap is 'n leider terwyl hy sinds die dood gelykvormig word. Dis moet ons lewenswyse wees die hele tyd regdeur, want dit beteken dis die heiligmakingsproses. Dis die dinge in ons vlees. Ons gees is reeds rein en heilig, maar ons gedagtepatrone, ou gewoontes is nog die ou maniere hoe ons gegaan het. Ons is nie meer nou, burgerskap is nie nou meer in die wêreld nie, maar in die hemel. Ons burgerskap is in die hemel, en dit is wat ons dan moet nastrewe met ons hele hart, en dat ons daarby moet uitkom. En hierdie strenge vermaning van die Here dan, wat sê, as jy nie glo nie my kind, is jy ongehoorsaam. En dan moet ons vir mekaar sê, het ek al die woord geondersoek om dit te kry, het ek dit al iewers gehoor, ek wil dit nastrewe met my hele hart, as ek dit gehoor het, en dit kry. En dan die geduld beoefen om te sê, elke dag, later jare het ek elke dag, wat ons nou elke dag doen, sê as Here, as jy vir ons sê vir my wie ek vir jou is, en dan op die eind van die saak sê as dit, en dan wat die woord sê, en dan maak ons 'n herbevestiging van ons oorgawe. Elke dag. Here, ons herbevestig net van die oorgawe. As ons gefouteer het wat daaraan betref, dan bely ons dit. Ons bring dit onder die bloed. Dit staan op 1 vers 7 dat die bloed ons kan reinig, want ons wil nie daarvan vergeet nie. Want die sê, vergeet geen een van my weldade nie. Dan wil ons vandag sê, Here, ons onthou U in die echo van die oë, deur die woord, deur Jesus, om dit te kan verkry. Ek bid, liewe luisteraars, dat julle dit goed gevind het, dit sal ondersoek, die gebed bid, in hierdie oorgawe, en dan, om ook hierdie pad te betref, van heiligmaking, om juist dan, op die plek uit te kom, van die eindproduk, om soos Jesus te wees, waarvoor ons verordeneer is. Alles van die beste, tot ons weer met mekaar praat, die Here seën u.